Om by die begin te begin, net so vinnig recap. Toe ek 2 weke oud was, toe wil my pa my doodskiet, my ma en homself. Daai aand toe kom tree die Here in en hy verander alles. En ons begin studeer vir pastore en ons word groot in 'n pastoorgemeente en alles. En jy weet, die lewe is mos net great as jy 'n Christen is. En alles loop mos net glad as jy 'n Christen is. Maar dis wat ons gedink het. Want jy weet, ons vergeet daai versie wat die Here sê, jy gaan beproewings ervaar in jou leeftyd. Die jaar 2014 het die beste ding in my lewe gebeur. En terselfdertyd die slegste ding. 27 Februarie 2014, toe word my seentjie gebore. Ek en my vrou is op daai stadium 'n jaar en 'n half getroud. Julle kan maar die sommetjies doen. As hy sien, is in die huwelik. Op daai stadium, ons is jaar en 'n half getroud. Alles gaan net great, yes. Sy is 'n pastoor, ek's 'n pastoor. Ons is besig om sendelinge op te lei. Ons is besig met die Here se werk. En my seentjie word gebore. 2014, Junie maand, sê sy vir my, ek wil loop. Dadelik vra ek vir myself, maar wat is fout? Wat het ek gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom gebeur hierdie ding met my? Is ek dan so sleg? Is ek 'n loser? En ek begin myself beskuldig van 'n klomp goeters. Ek ontvang boodskappe wat vir my sê, die tyd laat ek my dag gemors het, is verby alles. Ek dink by myself, yes, is ek so bad? 'n maand later vind ek uit, sy het 'n buiteegtelike verhouding gehad met 'n ander vrou. En net so, val my hele lewe in mekaar. Ek het 'n keuse op daai stadium gehad. Gaan ek begin rook? Jy verstaan, dit release mos die stres, dit laat 'n mens net 'n bietjie kan kalmeer. Gaan ek begin drink? Gaan ek dwelms begin gebruik? Of gaan ek aan God vasgryp? En ek wil vandag vir julle sê, deur aan God vas te gryp, hoef ek nie te mope oor wat laas jaar en die afgelope tyd gebeur het. Hoef ek nie te loop en mope, hoor jy so, ek weet nie of ek 'n sukses gaan wees. Inteendeel, toe ek aan die Here vasgryp, toe spring ek hoor. Toe gaan ek verder. Nou wil ek vir julle almal sê, partykeer gaan jy challenges in jou lewe kry. Gryp aan God vas. Net voordat ek die liedjie sing, laas jaar, 2013 November, is daar 'n groot ongeluk wat 'n trok, 3 taksies in Limpopo van die pad af ry, die trok se brieke het nie gewerk nie. En in 'n sekonde, 24 lewens verlore. Ons almal het dit gelees, in News24, in die koerante, alles. Die volgende dag het ons daarvan vergeet. En ek het altyd hierdie liedjie gesing en 'n maand later, toe ewe skielik kyk ek 'n YouTube video en daar's 'n ou wat net agter hierdie taksies gery het. En hy het 'n dashboard camera aan en jy sien die lig gaan groen, die taxi trek vorentoe en ewe skielik in 'n sekonde kom hierdie trok en hy vee die taksies van die pad af. In 'n sekonde is 24 lewens verwoes. In 'n sekonde. En daai ou vra op die video, 'n sekonde later, dan was dit ek. Dan was dit 1 lewe teenoor 24. Hoekom was dit nie ek gewees nie? En toe ek hierdie liedjie begin sing, toe gaan dit net oop vir my. Die liedjie se naam is Free Wooden Crosses. Dit gaan oor 'n boer, 'n onderwyser, 'n prediker en 'n prostituut wat op 'n bus op pad was Mexico toe. En daar kom 'n ongeluk. En terwyl opslag is die boer oorlede, die goeie ou. Die onderwyser oorlede, die goeie ou. En die prediker met sy laaste asem vat sy bloedbesmeurde Bybel en hy sit dit in die prostituut se hand. En hy sterf. En die liedjieskrywer sê hy kom jare later in 'n gemeente
En die prediker staan bo op die stage en hy sê, ek wil net dankie sê vir daai boer, vir daai onderwyser en vir daai prediker wat hierdie bloedbesmeerde Bybel vir my ma gegee het, wat hom elke aand vir my gelees het. Die liedjieskrywer vra, there's 3 wooden crosses. Why there's not 4 of them, I will not know. Baie dankie. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus, bound for Mexico. One was headed for vacation, the other for higher education, and 2 of them were searching for lost souls. That driver never saw the stop sign, an 18-wheeler can't stop on a dime. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. While there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind when you go. That farmer left a harvest, a home and 18 acres, the faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left the wisdom in the minds of lots of children, did her best to give him a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land? As he laid his blood-stained Bible in that hooker's hand. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. While there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind when you go. That's the story that our preacher told last Sunday, as he held that blood-stained Bible up for all of us to see. He said, there's that farmer and that teacher and that preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. 3 wooden crosses on the right side of the highway. While there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind when you go. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway.